In die nuus vanaand, die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie stel verdoemende verslag vry oor die rioolsuiweringsinfrastruktuur wat lei tot die besoedeling van riviere in die Oos-Kaap. 'n Veldbrand laat 'n spoor van verwoesting en laat duisende inwoners vlug in Spokane, Washington. En Banyana sal alles in die struik moet werp in sy laaste Groep B-wedstryd teen Burkina Faso. Goeienaand, welkom by die bulletin. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het 'n verdoemende verslag vrygestel oor die verval van die rioolsuiweringsinfrastruktuur wat gelei het tot die besoedeling van riviere, riviermondings en kuswater in sekere dele van die Buffalo City, Nelson Mandela Bay en Kuga munisipaliteite. Die kommissie sê rioolbesoedeling hou ernstige gevare in vir openbare gesondheid en die omgewing en bedreig inwoners se grondwetlike regte. Daar was verskeie gevalle waar daar nie aan die nodige rioolsuiweringsvereistes voldoen is nie, terwyl sommige strande gevaarlik hoë vlakke van bakterieële besmetting het. Spertye is aan die onderskeie munisipaliteite gestel om maatreëls in te stel om die skending van menseregte te hanteer. Die Buffalo City munisipaliteite is volgens die verslag die grootste sondaar. Wesbank in Kigompo stad het die hoogste E. coli telling van 616.000 per 100 mm met bykans geen suurstof in die water nie. Kuga se eie data wys dat die afvalwater by die Jeffreys Bay en KwaNomzamo rioolverwerkingsaanlegte nie aan vereistes voldoen nie. Besoedelingsvlakke by die New Brighton en Hobie strande in Nelson Mandela Bay het ook toegeneem. We are of the view that municipalities cannot answer this through plans or infrastructure announcements anymore while these polluted water continues to reach our rivers and beaches. But we have also now been calling on the Department of Water and Sanitation as well as Environmental Affairs to perhaps consider enforcement directives and where the evidence supports it, criminal prosecution. Die kommissie vereis dat Buffalo City munisipaliteit binne 14 dae 'n noodingrypingsplan vir Wesbank in werking moet stel. So we have already set up a team that is working on the response in terms of the timelines of the commission, because they've given us 14 days to acknowledge the findings and to further develop an intervention plan. Westbank was never an issue for us as a municipality. There were a number of interventions that were done at the site. It is only recent when it was vandalized. Die Kuga en Nelson Mandela Bay munisipaliteite moet binne 60 dae meetbare resultate toon deur toetsing, begrotings en 'n tydsraamwerk. Die kommissie het ook 'n beroep gedoen op Kogta om die voortgesette mislukking te ondersoek wat volgens die grondwet ingryping vereis. Ontwrigting word aangemeld by die Kaapstadse lughawe nadat 'n Kenya Airways vliegtuig onklaar geraak het op 'n aanloopbaan. Die lughawemaatskappy van Suid-Afrika sê dat die vliegtuig se wielstelsel vanmiddag tydens sy landing misluk het en dat die vliegtuig steeds op die aanloopbaan is. Alle aankomende vlugte word verwys na ander lughawens. Slegs internasionale vlugte wat moet vertrek word geraak, terwyl plaaslike vlugte soos normaal kan vertrek. In ander nuus, Notaba Chuma en haar 2 dogters, Natalie en Nala, is in Bulawayo, Zimbabwe te ruste gelê nadat hulle verlede maand in Brittanje vermoor is. Familie en vriende kon egter nie die erg ontbinde liggame van die 3 besigtig nie. Hulle liggame is op 6 Julie in hul huis in Bedfordshire, Engeland gevind en het laat gisteraand in Zimbabwe aangekom. 'n Familielid sê hulle hoop die waarheid en geregtigheid sal seëvier. Die Chuma gesin probeer steeds tot verhaal kom en sê hulle het nie woorde om die Khumalo gesin te troos nie. Chuma se man, Ndondana Chuma, is in Suid-Afrika in verband met die moorde in hegtenis geneem. Terwyl die dodetal in die afgelope week se toestroming van migrante van Marokko na die Spaanse enklaaf Ceuta in Noord-Afrika gestyg het tot minstens 75, is duisende steeds aan die Spaanse kant gestrand sonder kos en ander noodsaaklikhede. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het intussen 'n beroep gedoen op Europese lande om saam te werk om grensveiligheid te versterk.
Die stormloop het donderdag begin nadat die beslissing van die Spaanse Hooggeregshof op sosiale media verdraai is. Dit het geklink of migrante gratis die Marokkaanse grens kon oorsteek na Ceuta, waarvandaan hulle kon aanbeweeg na die res van Europa. Dit het paniek oor die Europese Unie gesaai en gelei tot 'n virtuele noodvergadering van EU-ministers vroeër vandag om die krisis te bespreek. Die grens by Ceuta is een van slegs 2 wat Europa met Noord-Afrika deel. Volgens die Spaanse regering het tot sowat 69.000 migrante sedert die naweek teruggekeer na Marokko. Die meeste van die mense wat dood is tydens die stormloop het verdrink of is doodgetrap. Gaza-stad het inwoners die oorskot van 112 lede van dieselfde uitgebreide familie begrawe, bykans 3 jaar nadat hulle in Israeliese aanvalle gesterf het. Die liggame wat reeds grotendeels ontbind het, was in Palestynse vlae toegedraai en in 'n oop veld neergelê wat eers die Sabra-buurt was. Die Gaza Burgerlike Beskermingsdiens sê hulle het vir 17 dae met minimale toerusting gegrawe om die liggame van die Abu Sharia en Al-Hassania families te herwin. Hulle wonings is op 22 November 2023 in Israeliese aanvalle vernietig. Daar word vermoed dat meer as 8.000 liggame steeds onder die puin in Gaza lê. 'n Winterfees skep werksgeleenthede en lok talle besoekers. Meer hieroor net hierna. Bly ingeskakel. Ons gaan voort met ons bulletin. 2 gehoorgestremde studente van die Vrystaat is 'n tree nader aan gelyke geleenthede nadat hulle bestuurslisensies bekom het. Die twee sê dit is 'n belangrike mylpaal aangesien dit moeilik is om bestuurskole te vind wat in die behoeftes van persone met gestremthede voorsien. Hulle is tydens die lesse deur hul gebaretale tolk bygestaan. Hulle borgskap is danksy samewerking tussen die Provinsiale Departement van Gemeenskapsveiligheid, Paaie en Vervoer en die Padongelukkefonds. Vir Tsepi Sorantimo was dit nog altyd 'n droom om sy kode 10 bestuurslisensie te bekom. Die 32-jarige hoop dit gaan om 'n billike kans op werk bied. At first it was kind of difficult because I didn't know if we were going to pass, but while we are in the class and having an interpreter who can explain and give us further information on how should we continue, how should we be in the car, how should we be to respect the roads on the street, and then that's how I felt like this is becoming kind of easy to me. Vir Lebohang Mofokeng is sy gehoorgestremde ma haar rolmodel, aangesien sy altyd selfsorgend was. Haar ma het haar bestuurslisensie bekom en bestuur selfs lang afstande. She said that what inspires her or why she likes driving is because it's her future. Because she will want to drive, go very far, maybe driving trucks or delivering school things, just like her mom does. Die Vrystaatse Vereniging vir Dowes straal van trots. We can't say only hearing people are the ones who can get the license and the opportunities, while our youth deaf communities are there, they want the same thing. Now, as the First State Deaf Association, what do we need? We want the driving schools to train their people's sign language so that they can be perfect, so that whenever they're going to have a person who's deaf to want to apply for the learners or license, then they know they have their person inside. Die eienaar van die bestuurskool sê haar instrukteurs is opgelei om met leerlinge met gehoorgestremdheid te werk. Sy sê meer inisiatiewe moet geskep word om persone met gestremdhede die geleentheid te bied om te leer bestuur. We had about 40 beneficiaries during the previous year that we trained, and then we had to train 20 again this year. Automobiliteit sê gehoorgestremdheid diskwalifiseer nie 'n persoon om te bestuur nie. Abigail Versaghi, SAK nuus, Bloemfontein. 15 kinders met gesigs- of skedelabnormaliteite sal die week lewensveranderende rekonstruktiewe chirurgie by die Rooikruis Kinderhospitaal in Kaapstad ondergaan as deel van die Smile Stichting se jaarlikse Smile Week.
Kinders met onder meer brandbeserings, gesplete verhemeltes en ander gesigstoestande sal gedurende die week gratis deur multidissiplinêre mediese spanne geopereer word. Vanjaar se Smile Week herdenk ook Vroue Maand om die uitsonderlike vroue te vier wie se vaardighede omgee en leierskap jong lewens verander. Die Smile Stichting sê die weeklange inisiatief gaan oor meer as bloot chirurgie, maar het ten doel om kinders se selfvertroue te herstel en geleenthede vir hulle te skep. These are not just cleft and palate babies. We are also going to operate on kids that are severely bent, that have contractures that needs to be released. Die mediese spanne sal hulle kundigheid gebruik om te verseker dat die kinders wat andersins dalk jare sou moes wag vir chirurgie, die sorg kry wat hulle nodig het. It's been a wonderful collaboration because it's not just about the surgery that the patients have, but also about the whole journey. So a child who's born with a cleft lip and palate has got a very long journey to walk, and that family's got a very long journey. Kinders ongelukkig as hulle anders lyk as hulle maatjies, wys mense dit uit. En kinders kan soms lelik wees en selfs groot mense kan soms lelik wees. En dit is so belangrik vir ons almal om te voel ons is deel van 'n gemeenskap en deur hierdie operasies te doen waarin hulle gesplete verhemeltes en lippies regmaak, maak dit dat hulle voel hulle is deel van hulle. Hulle lyk soos hulle mammas, hulle lyk soos hulle pappas, soos hulle maatjies. Die Smile Stichting het in 2000 tot stand gekom op versoek van oud-president Nelson Mandela om gratis mediese hulp en chirurgie te verskaf aan kinders met gesigsabnormaliteite. Kinders het sedertdien in Suid-Afrika en ander Afrika lande baat gevind by die projek. Die Demokratiese Alliansie het 'n belangrike oorwinning in die hof teen die Nelson Mandela Bay Metro behaal. Die Hooggeregshof in Gqeberha het beslis dat die munisipaliteit die omstrede verhoging van elektrisiteitstariewe vir huishoudelike verbruikers moet terugtrek. Die vorige tariefstruktuur moet terugwerkend vanaf 1 Julie ingestel word. Die munisipaliteit moet ook binne 30 dae die goedkeuring van die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika verkry vir die nodige wysigings aan sy elektrisiteitstariewe struktuur. En dit beteken dat daar baie meer geld in die sakke van ons inwoners gaan wees, dat daar net 'n 10% verhoging gaan wees wat reeds hoog is in plaas van 'n 30 tot 60% verhoging wat ons gesien het baie van ons gemeenskappe ondervind het. So hierdie is vandag regtig 'n oorwinning vir die mense van Nelson Mandela Bay. Honderde geboue, huise en strukture is vernietig tydens 3 veldbrande in die Amerikaanse deelstaat Washington. In die dorp Spokane is 'n 37-jarige man, Aaron Farinacki, in hegtenis geneem op aanklagte van onder meer brandstigting. Borgtog van $1 miljoen of meer as R16 miljoen is aan hom toegestaan. Farinacki word daarvan beskuldig dat hy Saterdag die Old Trails brand met 'n aansteker of vuurtjies begin het. Hy wou glo 'n stuk veld langs die pad aan die brand steek. Die ontstaan van die ander 2 weggolfveldbrande is nog onbekend. Die Spokane brand is as eerste prioriteit gesien bo ander brande wat in die droë noordwestelike gebiede van Amerika gewoed het. Meer as 4000 hektaar veld is in die Spokane brand vernietig en sowat 60,000 inwoners moes hul huise ontruim. In Guatemala moes tientalle families uit hul huise vlug nadat die Fuego-vulkaan uitgebars het. Owerhede het 'n oranje waarskuwing uitgereik nadat die vulkaan gister as begin spoeg het. Die vulkaan in die San Juan Alto Niño munisipaliteit het kort daarna sy uitbarstingsfase bereik met lava wat in al langs die hange afgestroom het. Volgens brandbestryders het minstens 70 mense reeds uit hul huise pad gegee, maar waarskuwings word nou uitgereik dat nog mense uit hul huise pad gee in die El Porvenir en Las Lajitas gebiede. In 2018 is meer as 200 mense dood toe die vulkaan uitgebars het. Die laaste uitbarsting was in Desember verlede jaar. Kom ons kyk na die markaanwysers. Dit is om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE.
Binne oomblikke is ons terug met jou sport en jou weer vanmôre. Moenie weggaan nie. Banyana maak staat op momentum, 'n goeie skoot geluk en 'n guns van die Ivoorkus in sy span se poging om sy plek in die kwart-eindronde van die Vroue Afrika Nasies toernooi in Marokko te kan verseker. Vir die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan om deur te dring, moet hy Burkina Faso vanaand om 10:00 klop aan hulle laaste groep B-wedstryd in Casablanca, terwyl Ivoorkus Tanzanië moet klop. Afrigter Desiree Ellis besef, dis nou of nooit. Vir Banyana om na die kwart-eindronde deur te dring, moet hulle Burkina Faso wen en hoop dat Ivoorkus dieselfde teen Tanzanië regkry. Die twee wedstryde word te gelyk gespeel. Al wat die Suid-Afrikaners kan doen, is om die wedstryd met soveel punte moontlik te probeer wen. Dit is 'n wedstryd wat ons kontrole moet vat en ons nog nooit voorgeloop nie en ons wil net kyk hoe ander spanne reageer as ons miskien volop. So dit baie belangrik dat ons baie goed begin, want ons weet moet die wedstryd eers te wen en daarna moet ons kyk of ons doele kan skop om 'n goeie resultaat te kry. Banyana is onderaan groep B se punteleer met net 1 punt na 2 wedstryde, terwyl Burkina Faso op 3 punte staan. Banyana is tweede op die Afrika-ranglys, terwyl die span van Burkina Faso nie onder die top 15 is nie. In die ander groepwedstryd sê Ivoorkus met 4 punte, Tanzanië wat 3 punte het, die stryd aan. Slegs die top 2 spanne in elke groep dring deur. Dis dan al van ons kant vir vanaand. Ons is wel môre aan terug met nog nuus in Afrikaans. Dankie vir die saamkyk. Totsiens tot dan. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref bewolkte toestande kom voor in die westelike helfte van die land met enkele buie wat voorkom in dele van die Noord-Kaap asook in die Wes-Kaap. Lig tot matige wind kan verwag word langs die binneland asook 'n fris wind langs die kus. As ons kyk na môre, bewolkte toestande kom voor in dele van die Oos-Kaap asook in die Wes-Kaap. 'n Koue front beweeg ook deur oor die weste. Oggendmiskole kom voor in dele van Mpumalanga asook in die KwaZulu-Natal. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir weggolfveldbrande en dit kom grootliks voor in die sentrale dele van die Noord-Kaap asook in dele van die Wes-Kaap. Die weerwak geld ook vir môre vir weggolfveldbrande in dele van die Noord-Kaap met sterk wind wat verwag kan word langs die Weskus en dit kan lei tot navigasieprobleme. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng. 'n Koel dag kan verwag word, temperatuur in die laat 20s kom voor. Pretoria het 'n maksimum van 24. In Limpopo 'n warme dag kan verwag word. Messina het 'n maksimum van 28 grade en 'n minimum van 11. Polokwane se minimum is 4 met 'n maksimum van 23. In Mpumalanga, dit is koel tot warm in hierdie provinsie. Standaard het 'n minimum van -5 en 'n maksimum van 23. Skukuza se maksimum is 30 grade. In KwaZulu-Natal 'n warmer dag kan verwag word in hierdie provinsie. Richards Bay het 'n maksimum van 28 grade. Dit is bietjie koeler in Kokstad oornag met 'n minimum van 2 en 'n maksimum van 21. In die Oos-Kaap, dit is koel tot warm. Willowmore se maksimum is 24 en 'n minimum van 11. Gqeberha het 'n maksimum van 29. In die Wes-Kaap, dit is koel in die westelike dele van hierdie provinsie, ander warmer in Oudtshoorn asook in Beaufort Wes. Kaapstad se maksimum is 15 grade. In die Noord-Kaap, 'n koel dag kom voor. Appington, dit is warmer in Appington met 'n maksimum van 27 grade en 'n minimum van 8. Kimberley se maksimum is 25. Terug in die binneland in die Vrystaat, 'n koel dag kan verwag word. Temperatuur in die laat 20s kom voor. Bloemfontein het 'n maksimum van 22 en 'n minimum van -2. Dan laastens Noordwes, 'n koel dag kom voor. Temperatuur in die laat 20s kan verwag word. Mahikeng se maksimum is 23 en 'n minimum van 3. Dit is nou van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.